Goeiemôre, dis Saterdagoggend 24 Mei 2025, lesing 286 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Nou ja, ons het gister baie gruwelike verhaal behandel en dit het gegaan oor die Joodse priesters wat hulle self ingewurm het in 'n klein Asiatiese volk waar baie onvrugbare vrouens was. En hulle het vir hulle basies oortuig dat hulle 'n kliniek of 'n instituut daar sou oprig en dan as hulle die vrouens met hulle gemeenskap het, dan sal die vrouens vrugbaar word. En hierdie bedrogspel is toe ontdek deur die manne van Klein-Asië en slink soos hierdie Joodse fariseërs is, het hulle nou weer die ding in 'n ander kant toe gedryf en gesê, ja, maar dis eintlik die Samaritane wat julle getoer het. En dit is maklik, want hulle was heidene. En as ons nou Samaritaanse kinders kan vang, en hulle bloed kan onttrek, hulle kan slag en uitbloei, dan as julle julle vrouens daardie bloed drink, dan sal hulle weer vrugbaar word. En dit is toe hulle voortgegaan het en die instituut verander het in 'n slagpale van Samaritaanse kinders. En ek het dit dan deurgetrek dat dit vandag nog steeds so op groot skaal in die wêreld gebeur. En ek het gisteraan toevallig op 'n video afgekom waar Rabbi Finkelstein presies dit sê. Toe plaas ek dit op ons groepe. En hulle spog daarmee want hulle weet dat die gewone Christen dit nooit sal glo nie. Hulle is so vol van hulle self. En dit is ongelukkig wat in die geheim aangaan en ons gaan nou verder en ons tel nou op dat daar 'n baie geskokte disippels gesit het. Yeshua weet natuurlik alles en nou praat hy in hoofstuk 1:7-9 en die opskrif is opwinding oor die verhaal van Markus, nou oor hierdie geslagtery van kinders. Yeshua sê, vriend, dit wat jy my nou vertel het, is skaars 'n afskaduwing van wat ek sien en weet. Maar dit ontbreek jou aan 'n diepere insig in die goddelike ordening, en daarom beskuldig jy selfs met enige reg die skynbare nalatigheid van Elohim. Want hy het gesê, hoe kan 'n God van liefde sulke goed aansien en niks daaroor sê nie? Maar omdat jy so 'n weergalose, eerlike en regverdige hart het, sal ek 6 volle dae lank by jou en jou huis bly. En in die tyd sal ek jou voldoende helderheid gee oor alles oor alles wat vir jou nog duister is nou. Omdat dit egter byna middernag geword het, gaan ons nou met ons klaargemaakte slaapplekke opsoek. En dit is vir my ook weer 'n afskaduwing van die 6000 jaar wat verby is. Vir 6000 jaar het sy kinders nog altyd die woord gehad as 'n lig op hulle lewenspad. Die profetiese woord, die wet van die Ou Testament, en daarna nou Yeshua self, wat dan nou by ons is en ons ook voed deur die Gees, soos wat ons nou voor ons het en lees. Nou sê die leerlinge, meester, dit is vir ons nou om te ewe of ons sonder om te kan slaap op die bed gaan lê, en of ons hier aangenaam buite gaan wakker bly. Want die verhaal van vriend Markus het ons so geheel en al van ons slaap beroof, dat ons nou vir niks te wêreld meer sou kon aan die slaap raak nie. Werklik, elke druppel bloed in ons are kook nou van toorn en woede, teen die genoemde, uit die tempel afkomstige verskeurende diermense. Onder sulke omstandighede sou jy tog baie beter nooit gebore moes gewees het nie. Meester, laat nou tog dadelik vuur van die hemel af op hierdie diere reën, want dit wat ons nou gehoor het, oortref verreweg alles wat ons ooit oor boosheid van hierdie dieragtige mensdom verneem het. Nou ja, ek vat jou weer terug na die begin van die lesing vers 1.
sê Joshua, hierdie slagtery van kinders en uitbloei en die bloedverkoop vir vrugbaarheid, is net 'n afskaduwing van wat hy elke oomblik moet sien. Nou wat kan amper erger, 'n mens kan eintlik nie dink dat dinge erger as dit kan wees nie. Maar daar is dinge wat erger is, wat aangaan, en wat nou in die laaste tyd bietjie vir bietjie openbaar word. En dit is die verbintenisse wat hierdie leiers in die wêreld, die hogeres, die vernames het met die hel. En hulle noem dit allerhande ander dinge, hulle noem dit alien beings wat ons kom help en al die ander goed. Maar daar is entiteite in die hel wat met goed rond beweeg op hierdie aarde. Ons noem dit UFO's of onverklaarbare vleiende voorwerpe. Dit is entiteite uit die hel, moet asseblief nie julle self laat mislei nie. En hierdie wesens is in kontak met die aardleiers. En hulle het ooreenkomste. En hulle vat honderde duisende van hierdie mense weg op die aarde na hulle laboratoriums. En hulle eksperimenteer, want hulle wil uit hulle gevangenis kom waar Vader hulle ingegooi het. En daarvoor het hulle die menslike DNA nodig en veral die menslike bloed. Daar moet iets in die bloed wees, en ek weet nie wat dit is nie, ek en Erna het gister daaroor gepraat en gedebatteer, maar wat kan in die bloed wees van so 'n vreesagtige kind, wat verjomming kan bring by 'n ou mens? Is dit die kind se siel wat totaal en al terugtrek in hierdie bloed in, sodat hierdie mense, wanneer hulle dit drink, 'n inspuiting van jong groeiende kinders siel kry? Ek weet nie. Maar ek weet net, hulle gebruik dit. En hierdie bose entiteite, of jy hulle nou greys noem, en of jy hulle wat se goed noem, daar's verskillende forme, daar's selfs forme wat baie na die blanke mens lyk, en dan is daar die ander gruwelike forme wat ons nou al baie van prentjies gesien het. En julle kan maar aanvaar dat hierdie prentjies wat die mense sien, is werklik so. Ek het die onaangename voorreg gehad om eendag die boek Dictionary of Demons deur te blaai. En dit is 'n skrikwekkende boek, maar al die demone wat die mensdom al raak geloop het en dan geskets het en hierdie kunstenaars dit dan geteken het, is daarin opgeneem. En dit is verskriklik. Maar nou dat ons die sieleleer het, verstaan ons dat die sieleleer bewys dat elke mens, wanneer hy 'n aardse liggaam aanneem, die siel wat binne-in is, wat die liggaam verlaat met dood, is 'n samestelling van die kosmos. Want alles wat bestaan in hierdie heelal, is in jou siel teenwoordig. Elke dier, elke plant, elke stukkie mineraal. En nou word mense, wanneer hulle sterf, dan word daardie oorheersende eienskap van die dier, of die plant, of wat ook al, neem dan 'n vorm aan. En dit noem ons 'n demoon, want daar is altyd 'n kombinasie van verskillende goed. Jy sien nie net een dier nie. Jy sien 'n mengsel van 'n dier, en 'n voël, en 'n half mens, en so kan jy maar aangaan. En dit is die goed, wat nog 1000 maal erger is as die mense op aarde. Soos wat Joshua sê, hierdie mense is net 'n skadu van die werklike boosheid wat Satan aanvang. En deur die wil van die mens, veral die wat nou in beheer is van die wêreld, want hulle kry ander belonings daarvoor, hulle kry krag, die sataniese krag, hulle geestesoog word in hierdie dimensie geopen, en hulle word geëer. En dit is waarvoor hulle met hierdie goed saam heel. So moenie nou verblind raak dat hierdie nie in ons tyd gebeur nie. Dit is nou op sy ergste, soos wat dit was net voor die vloed. En ons weet dat Vader hierdie gemors gaan wegvee. Maar baie mense gaan val. Baie mense gaan val vir die besoek van ruimtewesens, van Enki en al daai goed wat Zachariah Sitchin opgedis het.
asseblief, daar mag nie van Yeshua se hand gewyk word nie. Want as jy aan sy hand hou, sal jy altyd veilig wees. Enige teorie wat jy lees, en ons is vandag blootgestel op internet op vreeslik baie teorieë. Al klink dit hoe mooi, as daai man wat die teorie of vrou wat die teorie oordra vir jou en dit het te doen met die eindtyd en met jou redding, luister of hy Yeshua se bloedoffer erken en of hy erken dat hy vir jou en my sondes gesterwe het. Dan kan jy al 'n bietjie redelik, as hy dit doen, redelik seker wees, maar laat jou gees jou lei. Want daar is baie Christene wat dit erken en wat 'n hele totale valse leer het. Maar hierdie mense, hierdie groot geleerdes en groot quasi-geestelikes, kry hulle krag van 'n ander gees af. Of soos Yeshua sê, van 'n skynlig af. Ek het vanmôre 'n kort stukkie geluister van 'n satanis wat tot bekering gekom het. En hy sê ons het die skole kwaai geteken. Ons het baie onderwysers wat almal sataniste is en wat hulle offers vir Satan bring, natuurlik in die geheim. Hy sê dan doen hulle skade aan die kinders. Geestelike skade, hulle spreek vloeke oor hulle uit. En dan gaan die kind huis toe met daai vloek. Maar sê, daar was sekere kinders, ons het uitgevind dat ons niks met hulle kon doen nie. Hulle het 'n tipe van 'n lig oor hulle gehad, wat so blouagtig geskyn het. Hy het Engels gepraat, hy sê, something like a blow torch. En hy sê, hulle het toe agtergekom, hulle het gaan inligting inwin. En hulle het agtergekom, dit is die kinders wie se ouers vir hulle gebid het in die oggend, en hulle onder die beskerming van die bloed van Yeshua geplaas het. En daar is so baie van ons Israeliet broers, wat dit nie wil hoor nie, en dit dink ons is nou charismaties. Die feit dat die charismate van hulle dit glo, maak nie dat dit vals is. Yeshua se bloed het ons gesing vanmôre, sy bloed alleen. Dit is die erkenning dat Yeshua vir my gesterf het. Dit is wat sy bloed beteken. Dit is daai erkenning. Om by die kruis te gaan kniel is nie 'n fisiese ding nie. Dit is om te erken dat Yeshua vir my gesterf het. En ek by daai erkenning bly in diepe nederigheid. Ek kniel daarby. En ek dank hom dat hy dit vir my gedoen het. Dit is wat dit beteken. En as ons daar is ons veilig. Is ons kinders veilig. En dit is nou baie, baie erger in die skole as wat dit in ons tyd was. Want daar is demoniese entiteite saam met hulle in die klaskamer. Baie. Want die voorvader gees aanbiddertjies sit daar. Ek het nou die dag gesit en luister hoe van daai klein snotneusies, net soke piekenies, sing hulle, kill the boer, kill the farmer. En hulle sal dit uithaal op hulle wit maatjies. Want hy is aangehis dat dit is wat hy moet doen, en die demoon wat in hom is, die voorvader gees, is nog altyd 'n boerehater. En hulle sal dan tot aksie oorgaan. Maar as die kind die bloed van Yeshua oor hom gepleit is, en hy is verseël in Yeshua se liefde, kan daai klonkie niks maak nie. Hy is magteloos. En ek wil dit net aan julle ouers opdra, veral by hierdie skool hier langsaan waar ons kinders is. Doen dit asseblief. Nou sê Yeshua in vers 3, juist daarom moet julle die dubbele opwinding wegslaap. Môre wanneer julle nugterder sal wees en rustiger bloed sal hê, sal ons makliker daaroor kan oordeel. Na hierdie woorde van my gaan almal toe sonder verdere teespraak die nodige rus geniet. Want hierdie storie het hierdie manne se bloed warm gemaak. En hy Yeshua sê gaan kalmeer eers. Die oggend van die volgende dag het vinnig gekom en ek en die leerlinge staan weldra op van ons onder omstandighede goed voorbereide slaapplekke. Nou moet jy weet ook dat hierdie mense se slaapplekke is nie soos ons gaan haal 'n paar matrasse uit die kas uit nie. Of 'n paar spaarbeddens nie.
Dit is strooi wat hulle vir hulle reg maak. Ons meester, ons koning, ons skepper, het op strooi geslaap in armhuise soos hierdie. En hy het nie voorkeur gesoek nie. Hy het geslaap waarvoor hom gewys is. Toe ons buitekom, sê Simon Juda, dis nou Petrus, meester, ek het weliswaar 'n kort tydjie geslaap, maar die verhaal van ons gasheer Markus wyk nie uit my gedagtes uit nie. Nee, dit is ongehoord. So iets is nog nooit ontbloot nie. Waarlik, soms kan ek selfs u geduld en lankmoedigheid nie verstaan nie. As ek bedink dat u so dikwels teenoor ons, wat tog so verknog aan u is, soos die hare aan ons liggaam, so kort gebonde is, voordat 'n mens baie kan doen, straf u een van ons met 'n woord of 'n blik, sodat niemand dit later weer maklik sal waag om iets hardop vir u te vra nie. Maar sulke gruweldade kan u baie rustig, etlike honderde jare lank aansien, en dit steur u nie. Waar een van ons totaal uit sy vel sou kon spring, kan u heel geduldig toesien. Maar waar ons oog en hart weinig of niks sien of vind nie, daar is u heeltemal by en maak of die verlossing van die hele skepping daarvan afhang. Kyk meester, dit is dan sake wat ons tog onmoontlik kan verstaan. En Markus het nie heeltemal ongelyk as hy so dink oor Elohim soos hy hom gister heel argeloos uitgedruk het nie. Dit staan wel vas dat u, o meester, al sulke martelare in die hiernamaals vir die minute lange lyding wat hulle op die aarde ondergaan het, meer as voldoende skadeloos kan en sal stel. Hier verwys hy nou daai kinders wat so gemartel word. Maar desondanks is dit tog 'n ongetwyfeld erg en bitter saak, om deur die opsetlike bose mense dikwels besonder pynlik gemartel te word. En meester, 'n paar baie kwellende oomblik kan vir die gekwelde ook 'n klein ewigheid duur. Yeshua sê vir Petrus, ek het gister, sowel aan julle as aan Markus, reeds gesê dat ek dit tydens my verblyf hier wel van naderby sal uitlê. Wag daarom tot die oomblik aangebreek het. Dan sal dit wel vir julle voldoende duidelik word. Maar gaan help nou liewer vir Markus om sy gevange vis na die oewer te bring, want hy is vandag al vroeg aan die werk en ek het sy werk geseën. Gaan daarom en help hom om die talle en goeie visse aan land te bring en in sy vishouers oor te plaas. Nou Markus het ook hier aan die Galileese see gebly en hy is vroegoggend uit om vis te gaan vang. En as ek die verhale bietjie vooruit kan loop, word hierdie Markus besonder deur Yeshua geseën in die toekoms, sodat hy uiteindelik 'n tipe van 'n instituut hier waar hierdie armsalige huisie is, vir hom opgerig word deur Yeshua, waar hy waarlik duisende mense visse gaan vang in die toekoms. En ek glo dat hierdie visvangs is net 'n heenwysing, dat Markus nog baie visse gaan vang, en dat die apostels, wanneer hulle uitgestuur word na Yeshua se opstanding, hulle ook by Markus aangekom het, om hom te help, want hy was 'n baie groot sendeling of apostel van Yeshua, alhoewel hy nie een van die 12 was nie. Opskrif van die volgende hoofstuk 180 is die geseënde visvangs. Na hierdie woorde haas al die leerlinge hulle en help Markus en sy kinders soveel hulle kon. Die 2 seuns was wel jong en kragtige manne, maar nie een van die 4 ouer dogters was nog so sterk soos een van die 2 seuns nie. Toe die visse met die kragtige hulp van die leerlinge almal na binne gebring is, het Markus na my toe gekom, terwyl ek op 'n goeie en gemaklike sitbank gesit het. Hy sê nog heeltemal nat van die sweet, Majesteit en meester, u kan nou sê wat u wil, maar ek hou nog vol dat u van hierdie nooit voorheen meegemaakte, heerlike en ryke visvangs van vandag,
net so goed die oorsaak is, as van my 50 sakke wat gisteraan met die heerlikste wyn gevul is. Daarom het ek dadelik so vinnig as moontlik hierheen gekom, om u vir alles inniglik te dank. Dus dank ek u, o majesteit en meester, met 'n ontroerde en met dank vervulde hart, vir al die reusagtige en wonderbaarlike weldade, wat u my en die van my in so oorvloedige mate ten dele laat val het. Ek het vanmôre die treknet uitgesit, met 'n lengte van 150 L, en 'n gemete diepte van 7 L. Nou 150 L is omtrent 75 meter lang, en 3,5 meter diep. En kyk daar, alle dele van die net het vast vol gesit, met die heerlikste en kosbaarste visse. En nou is my 10 taamlike groot vishouers oorvol met visse, wat ons vandag met die eerste en enigste trek aan die land gebring het. As dit u wil is, laat ek dadelik 'n paar gaar maak vir die oggendete. My vrou is goed geskool daarin. Joshua sê, doen dit, want ek het lus daarvoor. Daarna kan jy ook 'n aantal gevulde vate deur jou kinders na die stad Caesarea Philippi laat neem. Hulle sal daar 'n goeie opbrengs hê. Markus buig diep, loop vinnig die kombuis in na sy vrou en gee opdrag vir die ontbyt, waaraan sy vrou en die 6 dogters heel ywerig begin. Die 2 seuns vul 2 vate vol met die beste visse en ry daarmee na die stad. En dit is nogal groot vate gewees het, amper iets soos wat ons ken, 'n 200 liter drom, want daar was 100 visse in elke drom, wat skaars 'n uur daarvandaan geleë was, want hulle het alreeds hulle oggendbrood met wyn genuttig. Toe hulle voertuig, 'n kar bespan met 2 esels, op die markplein geparkeer het, was daar dadelik al 'n aantal kopers teenwoordig, wat binne enkele oomblikke al die visse van hulle gekoop het, teen 'n goeie prys, want sulke uitgeleese visse kos toe al ruim 1 silwerstuk per vis. Omdat beide ongeveer 200 stuk saamgeneem het, ontvang hulle ook ongeveer 200 silwerstukke, wat vir die tyd meer was as wat $200 nou is, en sekerlik meer as 2.000-3.000 rand in ons tyd. Na 'n paar uur kom die 2 ryklik met geld belaai weer na die huis toe met die leë vate en die wa. Hulle oorhandig aan vader Markus die geld, wat baie bly daaroor was, en wat beide seuns uitbundig prys. Die seuns vra die vader daarna of hulle nogmaals na die stad kon ry, omdat baie kooplustiges niks gekry het nie. Die vader gee hulle toestemming en hulle vul die vate nogmaals en ry weer daarmee na die stad en verkoop die tweede vrag beter en gouer as die eerste. Markus weet nie hoe om sy dankbaarheid te betoon nie, want met 1 slag was hy nou uit sy jarelange sorge gehelp. Nou ja, dit is so wonderlik vir my van Joshua, dat hy ook omsien na 'n mens se fisiese probleme. Hierdie man was baie arm, daar was nie geld gewees nie. En Joshua laat hom 'n klomp visse vang, bring die visse, daar's genoeg vir hulle, en hulle gaan verkoop die visse, en hulle kry baie goeie geld vir daai tyd. Nie sodat hy as ryke kon swelg nie, maar sodat hy uit sy moeilikheid kon kom. En dit is hoe Joshua ook met ons werk. Vandag is dit nie miskien hier by ons visse nie, maar dit is kontrakte wat hy vir ons gee, sodat ons geld kan maak om dit te koop wat in die kombuis en op die plaas en van die voertuie te betaal nodig is, om ander mense te help. Maar hy doen nog steeds hierdie visding. En hy gee vir jou die beste, want onthou hierdie visse, hulle vermoed dat hierdie visse 'n tipe van 'n, wat is dit trout in Afrikaans? 'n forel is, ook 'n varswatervis. Maar dit was baie groot visse. Ek dink hulle het nou uitgesterf, hulle is nie meer in die Galileese See nie. Maar dit is van die lekkerste graadlose
eet visse. Dis hoekom hy praat van edelvisse. 'n Vis met baie klein graaitjies is lekker, maar hy's nie 'n edelvis nie. Gewoonlik die visse wat net 'n rugstring het en hoofgrate is edelvis geklassifiseer. Of soos hy hier sê, uitgeleese visse. Markus, ja, terwyl beide seuns, vers 9, die eerste vrag na die stad gebring het ons 'n stuk of 20 baie goed voorbereide visse as môremaal geëet, met brood en wyn daarby. Ondertussen het ons oor baie gepraat, waarby die vernaamste onderwerp steeds die dienaars van die tempel gebly het. Die oudste dogter van Markus, 'n meisie van 19 jaar, laat ons 'n ou pot sien, wat halfpad met tempelmis gevul was. Nou hierdie tempelmis is hoofsaaklik beesmis. Sy vra of hierdie mis wel, soos wat die opdringerige verkoper gesê het, die velde en tuine op die beskrewe ongelooflike wyse sal vrugbaar maak. Dit is wat hulle beweer. Toe rys daar 'n gelag op uit die leerlinge, wat die tempelbedrog goed ken, en Thomas sê, o, die skandalige gedoente, dit doen die dienaars van Elohim al goed vir 50 jaar. Daar was wel waardige hoëpriesters wat daarteen geprotesteer het, maar dit help min, want hierdie mis bring die tempel nou jaarliks minstens 2000 liewe silwerstukke op. Maar die mense is dom genoeg en glo uiteindelik selfs dat deur die vuil mis hulle velde, akkers en tuine geseën word. Daarop sê die oudste dogter, o liewe vriend, dit is nie so nie. Die meeste mense glo nauweliks meer as ek aan die bedrog. Maar wat kan 'n mens daaraan doen? As 'n mens hierdie mis nie van die verkopers koop nie, kan 'n mens baie gou daarna die hele hel oor hom heen kry. Daarby is die verkopers van hierdie drek so grof en riet, dat 'n mens uiteindelik baie eerder die drek van hulle koop, om so van hulle verlos te word. As jy dan die mis in hulle teenwoordigheid in die water uitskit, maak hulle self daaroor glad nie meer bedruk nie, en gaan verder, want hulle weet dat 'n mens na 1 jaar tog weer die tempelmis van hulle af moet koop. Nou, as ek hierdie misverhaal in die geestelike moet beskou, en ek gaan na Esegiel toe, ek kan nou ongelukkig nie die hoofstuk en die vers onthou nie, maar Vader gee vir Esegiel opdrag om sy brood gaar te maak op mense drek, op mensmis. En Esegiel protesteer verskriklik. Hy sê, ag meester, ek het nog nooit so iets onreins geëet nie, of vuil, besoedel, geëet wat op so iets gebraai is nie. Kan ek asseblief net beesmis gebruik? Toe sê Vader, ja, is reg. Maar, sodat jy weet, so sal die volk in die toekoms hulle brood eet. En dit beteken die brood wat jy in die kerk kry, is gebak op mense drek, op tempeldrek, op kerkdrek, wat deur mense leerstellings veroorsaak is. Of dit Calvin is, en of dit Johan Heinz is, en of dit wie ook al is, watter kerkvader die goed uitgedink het. Dit is mense drek. En dit is, het 'n ooreenstemming met hierdie tempelmis, wat jaar na jaar vir die mense verkoop word. En baie mense sit nog maar in die kerk, en hy koop maar hierdie gemors. Want as hy dit nie koop nie, kry hy al die hel van hulle, en hulle pla hom by die huis, en hulle wil hom voor die raad roep, en dan doen hulle dit maar eintlik verraai hulle vir Yeshua, want hulle is nie bereid om self uit te vind, wat is hierdie op mensgemaakte drek brood. Hier eet ons nou vanoggend vars en suiwer brood van Yeshua, wat 2000 jaar gelede gepraat is en afgespeel het, maar nou weer onlangs vir ons as 'n profesie beskikbaar gestel is, en minder as 20 jaar gelede in Afrikaans gebak is. Presies, woord vir woord, want ons het nie 'n agenda met die woorde van Vader nie. Baie Bybels vandag is
garsbrode wat op mense drek gebak is. Want daar is nie meer in die Bybel die neiging om te vertaal wat oorspronklik daar staan nie. Hulle pas dit aan met die kerkleringe en met die moderne beweging van die mens en alle ander politieke bewegings. En dit is werklik so, ons wat die boek vertaal het in 98, het dit duidelik opgetel. Dit is hoekom 23 boeke uit die Bybel gegooi is. Juis om hulle tempeldrek nie te laat weerspreek nie. En dat hulle dit aan die mens kan verkoop vir 'n tiende. Petrus sê nou, ja, alle soorte leuns en bedrog is deugde van die tempeldienaars, wat hulle dienaars van Elohim noem. Hulle toon wel menslike gesigte, maar hulle innerlike is uit die hel. O meester, waarom u so iets toelaat en duld? Weet slegs maar u en verder niemand in die hele wêreld nie. Maar ek Joshua sê aan almal, laat dit nou maar met rus, dit is byna middag. Die dag is mooi en nie juis warm nie. Laat ons daarom in die vrye omgewing rondkyk, of daar ergens 'n plekkie te vind is, van waar 'n mens 'n goeie uitsig het. So 'n plekkie sal ons dan vir onsself inrig, om die dae wat ons hier bly, met besprekings van allerlei aard deur te bring. En hier is die mooi analogie. Joshua soek 'n hoë plekkie waar hulle baie mooi uitsig het, sodat wanneer hy sy leer vir die mense bring, hulle baie mooi uitsig in die leer kan kry, wat ons dan nou 'n insig noem. Maar dit is dieselfde ding. Die leer word vir jou duidelik, soos wat die wêreld van 'n koppie af ook vir jou duidelik is om te sien. Daarop sê Markus, meester, 'n plekkie soos wat u begeer, bevind om 'n paar 100 tree bokant my hut, ongeveer bokant die grot waar my hut teen leun. Dit is deel van my spaarsame besittings. Op die top van die heuwel staan 'n ou skaduryke kastanjeboom, waaromheen ek 'n ruim grasbank aangelê het. Vanaf hierdie bank geniet 'n mens die mooiste uitsig oor die hele wye omgewing. Mens kyk uit oor die hele Caesarea Philippi en oor die see sover die oog reik. Op baie helder dae sien mens maklik tot by Genesaret en nog verder na kus. En dan is daar selfs die wat sê dat Sibara gesien kan word. Maar daarvoor is my oë te swak en ek kan die plek nie onderskei nie. Maar omhoog na Gadarena en nog 'n heleboel ander plekke kan ek nog goed sien. Nou sê Joshua, nou dan kom ons kies die plek en laat ons tyd so nuttig moontlik daar deurbring. Bring ons maar na bo. Markus, die man van die hut, lei ons op 'n weliswaar baie smal, maar tog nie ongemaklike pad na die plekkie, wat egter niks te wense oorlaat nie. 'n Mens het 'n uitsig oor Caesarea Philippi, en ook kyk 'n mens uit oor die hele Galileese see en baie plekke. Nou ons het iets oorgelees hier wat ek weer wil na terugkom, en dit is op die top staan 'n skaduryke kastanjeboom. Nou 'n kastanjeboom kry jy ook hier by ons, daar in die Laagveld is baie. Ek het gaan soek vir die bome se die vrug, die kastanje, die gedroogde neut. En as jy die boek wat ook deur Jacob Lorber gedikteer is, Genesing deur sonlig lees, sal jy sien dat die kastanjeboom neut 'n baie belangrike genesingsrol speel in Joshua se medisyne. En hoekom? Nou dat ons meer weet, en ons sien wat Joshua sê van die kastanjeboom neut. Ken julle 'n kastanjeboom? Het julle al die peel gesien? Ja, is nie 'n ding wat hier volop is nie. Is omtrent so groot peel, en dan het hy heeltemal sulke uitsteeksels, amper soos wat ons ken die olieboom, nê? Die olieboom se vrug. Maar hier is 'n meer platterig. Nou wat Joshua sê, is dat die kastanjeboom neem al die energie uit die lug uit op, magnetiese en elektriese energie. En dan stoor hy dit in die pitte. En sover ek onthou was daar presies 12 pitte binne in die ding. Omtrent so groot, soos 'n groot olyf.
bietjie groter. En dan sê hy, vat een van daai kastanjeneute en dra hom in jou broeksak. Nou, gewone mens wat nie weet waaroor dit gaan nie, sal sê, nou wat kan dit dan doen? Hierdie kastanjeneut is gelei met magnetiese lig en energie. En hy vibreer en hy verander die menslike vibrasie na iets positiefs toe. Ek weet nie wat is die frekwensie van 'n kastanjeneut nie, maar ek weet net Yeshua sê, dra hom in jou broeksak. En dan sal die mensfrekwensie neig na daai frekwensie toe, wat dan seker die optimale frekwensie vir 'n mens is. En dan is daar nog 'n medisyne vir vrouens, vir wanneer hulle in 'n sekere tyd van die maand is, dan moet hulle daai kastanjeneut vat en fyn maal, en 'n tee trek en dit druk. En dit is besonder goed vir vrouens wat daar baie pyne van het. So ons het van daai kastanjeneute vir 'n paar jaar gehad, toe die goed nou opgebruik geraak. Maar nou verstaan ons dit, want wat is die ryfmasjien wat Louise ons behandel mee? Dis presies 'n masjien van frekwensies. Dis magneties elektriese energie wat jy in jouself inlei. En die kastanjeneut is net 'n natuurlike alternatief. So dis vir my baie interessant dat hulle onder die kastanjeboom moet gaan sit, sodat hulle frekwensies kan verhoog. En die boom is altyd 'n teebeeld van die gees. So wanneer ons onder die troostergees kom en luister na wat Yeshua sê en doen wat hy sê, dan kan ons dit amper vergelyk met 'n kastanjeboom wat oor ons beskerming gee en voeding. So ek wou dit net bygenoem het, want dit is deur dieselfde profeet geopenbaar. Nou ja, daar het ons dit, is baie interessante verhaal, nie veel lering in nie, maar ons sal dan die volgende keer gaan kyk wat Yeshua vir hulle leer onder daai kastanjeboom op die koppie. Want ek dink dit gaan baie mooi wees, vir al die beloftes oor hoekom hy hierdie goed toelaat op aarde. Wie van ons het nie al gesê nie, maar Vader, hoekom laat u hierdie goed toe? Hoekom gaan hierdie mense net aan met hulle plaasmoorde? Byvoorbeeld, baie mense vra dit. En hy het altyd antwoorde hoekom hy dinge laat gebeur. Baie dankie.